Jesus is in die hof. Nadat hy gearresteer is, neem hulle Jesus na die paleis van die hoëpriester. Vals getuies beskuldig hom van verkeerde goed wat hy nie gedoen het nie. Tog kan hulle niks bewys nie. En uiteindelik ondervra Kajafas, die hoëpriester, self vir Jesus. Sê nou eens en vir altyd vir ons of jy die seun van God is, sê hy. Ek is, sê Jesus vir hulle. Daar, het julle dit gehoor? Hy laster teen God deur te beweer dat hy God se seun is. Hy moet sterf, skree hulle van die kant af. Die manne wat Jesus oppas, begin dadelik op hom spoeg. Hulle blinddoek hom en slaan hom in die gesig terwyl hulle eis dat hy sy mag moet bewys deur te raai wie hom geslaan het. Maar Petrus het Jesus stilletjies die stad ingevolg. Terwyl Jesus so beledig word, maak Petrus homself warm by 'n vuur in die paleis se binnehof. 'n Diensmeisie kyk stip na hom. Hierdie man was saam met Jesus, sê hierdie diensmeisies. Ek weet nie waarvan jy praat nie, sê Petrus vir haar. Petrus wil nie nog vrae beantwoord nie, maar hy wil naby Jesus bly. En net 'n paar minute later, sê 'n man met 'n groen hoed vir hom. Jy is een van Jesus se disippels. Ek is nie, ek sweer voor God, sê Petrus vir hom. Toe nog 'n uur later, toe sê die vrou, ek herken jou. Jy is saam met Jesus. Toe sê Petrus, ek ken nie eens die man nie. Galilea is groter as wat julle dink. Jy's 'n Galileër, sê hulle vir hom, net soos Jesus. Ek kan dit hoor aan die manier wat jy praat. Nie skuldig nie. Hy het die mense oor die hele Judea en Galilea opgesteek. Jesus hoor hoe die fariseërs en die skrifgeleerdes in Kajafas se paleis met mekaar gesels. Maar toe hy die woord Galilea hoor, besluit Pilatus om Jesus na Herodes Antipas toe te stuur, die heerser van Galilea. Herodes is in Jerusalem vir die Paasfees. Herodes is baie nuuskierig en hy hoop dat Jesus 'n wonderwerk sal doen. Toe Jesus nie op Herodes reageer nie, begin die heerser hom spot omdat hy dink hy is 'n koning. Toe Herodes moeg is vir sy pret, stuur hy vir Jesus al die pad terug na Pilatus toe. Pilatus wil steeds nie sê Jesus is skuldig aan verraad nie. Hy weet egter as hy Jesus laat gaan, sal die Joodse leiers net moeilikheid maak. Die mense. Ek sal hulle laat besluit, sê Pilatus. Wanneer hulle Jesus dan vrylaat, dan kan ek nie blameer word nie. Maar Jesus word tot die dood gevonnis. Want dit is gebruik om tydens die Paasfees vir julle 'n gevangene vry te laat, sê Pilatus. Moet ek vir julle vir Jesus vrylaat of vir Barabbas, die moordenaar? Barabbas! Laat vir Barabbas vry. Kruisig vir Jesus, skree die mense in die skare. Dieselfde mense wat Hosanna geskree het, net 'n paar dae terug. Pilatus is verstom, hy probeer die skare tevrede stel met 'n ligter straf. Gesel hom, slaan vir Jesus, sê Pilatus. Nadat Jesus verskriklik geslaan en gegesel is, vleg die soldate doringtakke saam om 'n kroon te maak en druk dit op Jesus se kop. Hulle hang vir hom 'n pers mantel om en hulle spot hom. Wat 'n koning van die Jode, sê die soldate terwyl hulle lag. Pilatus probeer nog een keer om Jesus te red, deur vir die skare te wys hoe wreedaardig hy gegesel is. Ek kry geen skuld aan hierdie man nie, sê Pilatus. Kruisig hom! Kruisig hom! Kruisig hom, skree die skare nog en nog. En Pilatus word al hoe banger vir die probleme wat die Joodse leiers kan veroorsaak. Uiteindelik gee hy op. Pilatus maak egter 'n bord om bo Jesus se kop vas te sit en op hierdie bord skryf hy: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Nee, moenie skryf die koning van die Jode nie. Skryf dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode, sê die mense rondom Pilatus. Maar Pilatus sê, ek het geskryf wat ek geskryf het. Vir Jesus is die ure tussen sy arrestasie en sy vonnis gevul met angs en met pyn. En iewers in daardie donker ure word sy verraaier, Judas, gevul met berou. En Judas gaan dadelik hastig na die hoëpriester toe. Ek het gesondig. Ek het 'n onskuldige man verraai, sê Judas vir hulle.
Waarom moet dit vir ons saak maak? Vra die skrifgeleerdes en die fariseërs. Toe gooi Judas die geld vir hulle terug. Hier, vat julle geld. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. By die teruggee van die geld kan egter nie die man red wat hy klaar verraai het nie. En oorweldig met die skuldgevoelens gaan Judas uit en hy gaan hang homself op.